So hierdie is 'n besondere geleentheid. Ek groet ons aanlyn gemeente en ek wil vir almal daar oor die hele land en in die wêreld sê baie welkom in te skakel hier by ons vanmôre. En ek weet nie of julle dit weet nie of julle dit gesien het nie, maar my skoonseun Wessel wat op die oomblik die regstreekse uitsending hanteer, hy sê vir my ons het oor die 10,000 views gehad van Vrydag af, wat beteken meer as 20,000 mense het na die diens gekyk van Vrydagoggend. Prys die Here. Ons het 'n probleem gehad want die auditorium sit nie 1000 mense nie. Ons kan net 600 auditorium kry, ons moes 200 in die saal sit. Dan voel ek so jammer. Ons ek so bly as dit net ons net so kan hou op die oomblik. En ons weet nie wat sal ons doen as dit so bly gaan nie, maar die Here sal seker maar wys, nê. Maar hartlik welkom. Ek weet is Paasnaweek en baie van die mense het ook vir my gesê, luister, ons ry na die diens, ons gaan inskakel, maar hier is ons weer en die kerk is tot barstens toe vol en maak my hart so dankbaar wanneer ons die besluit neem. Een keer 'n jaar wil ons die Here so verheerlik as sy kerk. In wêreldwyd het mense nou al vir ure lank het hulle sy opstanding gevier. Jy weet, daar's 'n ou storie wat lui en dit is baie jare terug is dit neergeskryf. Toe hulle praat van die eerste disippels van Jesus. Toe sê hulle, we don't know these strange people, they are called Christians. En dit staan geskrywe en hulle sê, they come every Sunday morning early when the sun comes up, they come together and they sing about a person that he was crucified, but they say he's alive. Hulle sê hy lewe. En so dit was hoe die Christelike kerk die eerste dag van die week, Sondag gevier het tot vandag toe. Want onthou, dis nie net vandag nie. Hoekom ons as 'n kerk op 'n Sondag, die eerste dag van die week byeenkom, dis altyd 'n viering van hy leef. Hy het opgestaan, maar vandag, ek dink ons het ook op die kalender. So, as jy hier is met vakansie, enige plek van die wêreld wat jy gekom het na tyd, kom kuier met ons, na die tyd in die saal, daar's heerlike koffie, en dit is vir ons besoekers altyd gratis, so kom geniet dit. En ek wil vir elkeen van julle sê, baie welkom, en vir julle wat ingeskakel het, waar jy nou ook al mag wees, baie dankie, mag die Here vir jou seën, terwyl jy saam met ons tyd in die woord gaan spandeer. So, toe ek in my hart stil word by die Here oor die feit dat ons vanmôre so gaan byeenkom. Ek was besig met Saggeus. Ons was nog laas besig in ons oggende met die evangelie van Lukas en ons het gepraat oor Saggeus en toe het ons een keer oorgespring omdat dit was mos Palm Sondag toe Jesus met die esels vul van die berg af gery het. En ek het gesê ek is nog nie klaar met Saggeus nie. Saggeus in Lukas is die toonbeeld van iemand wat sopas Jesus ontmoet het en toe net daar die besluit geneem het om Jesus te volg. En ek wil nie, ons gaan nie nou daar lees nie. Ek wil net sê my gedagtes bly by hierdie man wat eintlik iets uitsonderlik gedoen het en ek wil aan die einde van my boodskap wil ek jou terugbring na hierdie man Saggeus toe. Maar as jy jou Bybel het of as jy net wil luister, ek het 3 plekke wat ek wil lees want elkeen het die grootste betekenis oor 'n dag soos vandag. Al 3 hierdie verse. En die eerste een is in Romeine hoofstuk 1. Romeine hoofstuk 1. Lees ons in vers 3 en vers 4. Jy kan luister, as jy jou Bybel het, asseblief, lees saam met my. Aangaande sy seun, skryf Paulus hier, wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. So Paulus sê, ek wil julle herinner, dat hierdie Jesus waarvan ek nou praat, hy kom uit die koninklike geslag. Die stam van Juda, spesifiek die huis van Dawid, uit die geslag van Dawid uit. Vers 4. En na die gees van heiligheid, die gees van God, het hom met krag verklaar, as die seun van God. So die mense sê, hy is uit die geslag van Dawid. Maar die gees van God sê, hy is die seun van God. So na sy godheid, is hy seun van God, na sy mensheid, is hy seun van die mens. So ons het hier 'n persoon, wat God
en mens gelyktydig is. En dit is 'n misterie, want daar is mos nou 'n verklaring daarvoor nie. Nou sê hy, wat deur die gees van heiligheid met krag verklaar is, dat hy die seun van God is, maar let nou mooi op, deur die opstanding uit die dode. So die feit dat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is, verklaar die gees van God, dit is die seun van God. Daarom kan die dood hom nie hou nie. En nou sê sy volle titel, Jesus Christus ons Here. So hier het ons 'n verklaring waar Paulus sê, ons weet hy kom in die geslag van Dawid uit. Hy sê maar die gees van heiligheid, die gees van God, wat in drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader het mos verskeie kere gesê, dis my geliefde seun, luister na hom op die berg en by die Jordaanrivier en verskeie ander plekke. Nou sê die Gees, dit is die seun van God. En almal moet hom eer as die seun van God. Wanneer? Deur die opstanding uit die dood uit. So die opstanding uit die dood uit het ons hierdie kragtige verklaring deur die Gees van God, dat hy is die seun van God. Dan as jy verder blaai in Efesiërs, is dit ook aangrypend, dat die Efese sendbrief, is dit weer Paulus, hoor wat sê Paulus die keer, van vers 20 af. Hy sê in die vorige vers, die krag van God het gewerk in Christus, toe hy in die graf was, né? Het die krag van God gewerk in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Daarom is die graf leeg. En hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. So hy sê die krag van God, die Gees en die krag van God, het Jesus opgewek uit die dood uit, en het hom verhef tot in die hoogste hemel, bo alle owerheid en mag. In ander woorde, daar's geen gesag hoër as Christus nie. Enige owerheid en mag in die skepping, of dit in die hemel, op die aarde of onder die aarde is, daar's niemand wat groter mag en gesag as hy het nie. Hy is die absoluut almagtige. En nou sê hy, en elke naam wat genoem word, daar is nie 'n naam gelyk aan sy naam nie. Daar's niemand soos hy nie. Hy is die seun van God. Hy is opgewek met krag uit die dood uit. Hy is bo alle magte in die skepping, bo Satan, bo sy gevalle engele, bo die hemelwesens, bo die hemelskare, bo almal wat op die aarde geleef het en selfs hulle wat onder die aarde in die doodryk is. Sy naam is bo hulle almal. Nie net nou nie, maar ook in die toekoms. Hy sê nie net in die wêreld nie, maar ook in die toekomstige. In ander woorde, dit sal vir ewig so wees. As daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, gaan dit nie verander nie. Wanneer God nuwe dinge doen, kan dit nie verander nie. Hy sê dis nie net in hierdie wêreld nie, maar ook die toekomstige, dit wat gaan gebeur. En hy sê, en dis nou eintlik waarby ek wil kom, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Onder sy voete. Hy kan daarop trap as hy wil, hy kan daaroor heers, dit lê onder sy voete. En hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis waar dit nou vanmôre so kragtig word, waar Jesus, ons Here, is ons hoof. Hy is die hoof van die gemeente. Ons is lede van sy liggaam. Dis hoekom ek en jy as die kerk, is die liggaam van Christus, en hy is die hoof. So, die een wie ons as hoof het van sy kerk, is bo alle owerheid, bo alle mag. Dis hoekom ek gesê het, ek sal my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Want hy het die gesag, hy het die mag. Ek bedoel, Jesus het self gesê in Matteus 28, hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel, op die aarde en onder die aarde. So ander woorde, die hemelwesens, of dit serafs en gerubs is, of dit die zoue is, maak nie saak wie in die hemel is nie. My naam is bo hulle almal. En op die aarde, maak nie saak wat is die naam van die grootes wat op die aarde geleef het, sal leef en ooit in die toekoms sal leef nie. My naam is groter as hulle almal. En dan onder die aarde, hulle wat verlore is, hulle wat tot niet is, ook hulle moet erken.
Geen wonder die Bybel sê, in die naam van Jesus sal buig elke knie van hulle wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is. Almal sal dit erken, selfs verlore mense, selfs sondaars, die Hitlers van hierdie wêreld, en die Mussolinis van hierdie wêreld, wat geleef het en gesterf het. Hulle sal eendag op hulle knieë erken dat hy die Here is, maar dan is dit te laat. Dis soos die mone wat weet dat hy is, maar dit beteken vir hulle niks nie. So, hier het ons dit, deur die opstanding, want dit gaan hier oor, toe hy hom, vers 20, toe hy hom opgewek het uit die dood uit, het hy hom hoof van sy gemeente gemaak. So Jesus het nie 'n gemeente gehad vir sy kruisiging nie. Hy kon eers nadat hy uit die dood uit opgewek is, sy gemeente vestig. So die kerk het nie bestaan in die Ou Testament nie. Wel, ek het vir jou 'n stuk goeie nuus. Het jy geweet dat jy leef in die kerkbedeling, wat beteken almal van ons wat in Christus is deel van die bruid van Christus. Ons is deel van Jesus. Na ons sluit dit. Die martelaar is na die kerkera, die Ou Testamentiese heiliges is na die kerkera, voor die kerkera, en die 1000 jaar vrederyk is na die kerkera. Ons het hierdie wonderlike ding dat ek en jy in hierdie tyd leef. Om te dink dat ek en jy leef in die tyd wanneer God vir sy seun 'n bruid bymekaar maak, wat God vir sy seun 'n unieke groep mense uit die wêreld uitroep. Dit maak ons uniek in hierdie sin. Voor ons was daar nie sulke mense nie. Na ons sal dit nie dieselfde wees nie. Ons is die liggaam van Christus, Corpus Christi van Christus. Dit plaas ons eendag in die nuwe Jerusalem as die vrou van die lam. Waar daar nie barbaar, Jood, Skiet is, of man of vrou, waar almal is een in Christus Jesus ons Here. So 'n wonderlike ding wat die Here met ons almal beplan het om te doen. So my vraag natuurlik, as ek sê ek volg Christus, want ek kom met jou daaroor praat, gaan vir my die vraag wat by my kom is, wat gaan dit dan vir my inhou? Wat beteken die opstanding vir my en jou? Ons weet wat dit vir Christus beteken, ons het hier gesien. Want eintlik beteken dit ook, hy het hom verklaar, hy is die Here. Het jy geweet, die naam of die betiteling, wanneer jy sê, hy is Here, he is Lord, dat daardie verklaring was oor hom gemaak, toe Vader hom uit die dood uit opgewek het, toe die Gees van heiligheid hom verklaar het as die seun van God, het hy hom verklaar om Here te wees, ander woorde, heerser te wees, om oor alles te regeer, om oor, maak nie saak of iemand in die hemel is, of iemand op die aarde is, of onder die aarde is, hy is die Here. Dis hoekom die vroeë kerk nog altyd gesing het, he is Lord. Onthou julle in ou Pinkster het ons dit altyd gesing. Baie keer so in die bid hier in Sondagoggend as ons so aan bidding gaan, het ons altyd gesing, he is Lord, he has risen from the dead, and he is Lord. Hy is Here. Toe hy op aarde was hy Jesus. Dit was sy menslike naam. En hy was die Messias, die Christus. Maar toe hy die dood uit opgewek het, toe word hy die Here Jesus Christus, ons Here. Nou is my vraag, wat hou dit vir my en jou in? Die opstanding van Christus. Want Jesus homself het voor sy dood, toe verklaar hy in Lukas 20, die wat waardig geag word, daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry. Net sekere mense word waardig geag om uit die dood uit op te staan eendag. Die ander bly daar. Hulle bly daar vir nog 1000 jaar. Hulle bly daar vir nog 1007 jaar. Wanneer dan die laaste opstanding van veroordeling deel het. Maar hy sê, Jesus sê in Lukas 20 vers 25, vers 35, die wat waardig geag word om daardie eeu te beleef en die opstanding uit die dode te verkry. Hulle trou nie en daar word nie in die huwelik uitgegee nie. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos engele, engele kan nie sterwe nie. En is kinders van God.
Die Bybel noem ons, as jy deel het aan die opstanding, aan die eerste opstanding, is jy kind van God. Omdat hulle kinders van die opstanding is. Hulle kan nie meer sterwe nie. Daar sal nie weer 'n huwelik wees nie. Die heerlikheid wat vir ons bestem is so alles oorweldigend, dat huwelike sal obsolet wees. Dit sal nie meer nodig wees. Wat ons hier sien, is dat God het bepaal, die wat waardig geag word. My vraag is, maar wanneer word ek waardig geag? Wanneer ek in Christus is. Want so leer die woord van die Here vir ons in 1 Tessalonisense 4, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So almal van Jesus se kruisigingsdood opstanding na dit, tot vandag toe wat gesterf het, hulle sal opstaan. Die ander dode bly nog steeds daar. Hulle staan op. En daar staan in hoofstuk 1 Tessalonisense 4, en ons wat in die lewe oorbly, wat in Christus is, word saam met hulle in wolke weggevoer. So hier's die kwalifikasie. As jy van my vra, sal ek waardig wees om hierdie opstanding te beleef eendag? Sê nou net ek sterf voor die Here kom. Wel die goeie nuus is, jy kan nie die wegraping verpas nie. Selfs die wat dood is die afgelope 1000 jaar, want die Bybel sê, wanneer hy kom hulle saam met hom. Hulle deel aan die wegraping, want hulle kom tot in die lig, hulle word met hulle liggame verenig, die liggame staan op, en ons wat in die lewe is, ons verander, sê Korintiërs vir ons, en ons sal saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So ons het hierdie belofte van, dat die Bybel ook sê, jy het deel aan die eerste opstanding. So Openbaring 20 vers 6 sê, heilig en salig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Want daar is 'n laaste of tweede opstanding. Daai laaste opstanding, sê die Bybel, is 'n opstanding van veroordeling. Ons het deel aan die eerste opstanding, en dis die opstanding van beloning. Daar's 'n groot verskil. So dit maak ons as kerk kinders van die opstanding en kinders van God. Ons het hierdie belofte. Dis nie al nie. In Lukas 14 vers 14 noem Jesus die opstanding van die regverdiges. Ek en jy het deel aan die opstanding van die regverdiges. En jy mag miskien sê, maar ek voel nie so nie. Daar's nog sonde in my te vind. Hoe kan ek 'n regverdige wees? Want 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, ons is in Christus, wat vir ons geword het, geregtigheid uit God. Jou regte posisie voor God, en jy's reg. In onsself is ons nie regverdig nie, maar God verklaar ons regverdig in sy seun. Ons is nie regverdig in onsself nie, maar ons word regverdig verklaar deur God, wat sê, jy is myne, jy's in my seun. So ons is kinders van die opstanding, omdat ons in Christus is. Onthou, as ons in Christus is, wat met hom gebeur het, moet met ons gebeur. Wat het met hom gebeur? Hy het uit die dood uit opgestaan, so dan moet dit met ons gebeur. Dan het ons deel aan sy opstanding. Of soos Johannes 5 vers 29 sê, die opstanding van die lewe. Want daar's nooit weer 'n dood daarna nie. So ons mag miskien eenmaal sterwe, maar ons kan nie tweemaal sterwe nie. Want as ons gesterf het en die Here kom met ons 'n verheerlikte liggaam, of miskien kom hy voordat ek en jy eendag sterwe. Of soos Handelinge 4 vers 2 sê, het ons dit in Jesus die opstanding uit die dood. Uit die dood uit. So ons het hierdie belofte. Dit maak nie saak wat met ons gebeur nie. Of ons oud word, of ons sieklik word, of ons sterwe, wat ook al met ons gebeur, ons sal in Christus 'n opstanding beleef. En nou noem Hebreërs 11 vers 35 dit 'n beter opstanding. Ek wil sê, jy beter daar wees. Dis 'n beter opstanding. As jy hom mis, is jy by die slegte opstanding. Jy wil nie daar wees nie, maar dan gaan jy na die wit troon toe, dan moet jy gaan verantwoording doen. Nou dis so aangrypend, dat Paulus verduidelik dit in 1 Korintiërs hoofstuk 15, dan sê hy, ek wil julle 'n geheim meedeel. Hy sê nie almal weet dit nie, dan verduidelik hy sê, ons sal wel nie almal ontslaap nie, ons gaan nie almal doodgaan nie, want ons sal wel almal verander word. Ons gaan verander word. En wat gaan ek verander?
in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. Kan nooit weer sterf nie. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid aangedoen word, bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So dit beteken, ek is nie nou wat God vir my vir ewig bedoel het om te wees nie. Ek is veronderstel om 'n onsterflike wese te wees, onverganklik, nie siek te word, nie dood te gaan. Dis nie veronderstel om so te wees. Dit was nooit bedoel om so te wees nie. Sondeval het dit gebring. Maar nou sê Openbaring 21, as hy die sondeval ophef, dan word die vloek opgehef, die siekte, die sonde word opgehef, en dan sal nie meer dood nie. So, hier is die ding. Ons is wel een dood skuldig. Die mens is bestem, Hebreërs 9, vers 27, om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. So, jy is een dood skuldig, ek en jy, weens die sonde val. Maar die Here sê, baie sal nooit daaraan deel hê nie, want as die wegraping kom, gaan hy hulle lewend kom neem. So, nou weet ek en jy, dat omdat Christus so opgewek is uit die dood uit, dit laat my die vraag vra. Wat beteken dit inderwaarheid vir my en jou, as ek na Romeine toe gaan? Want Romeine sê vir my in hoofstuk 8 vers 11, as die Gees van hom, die Vader, wat Christus uit die dood uit opgewek het, daai Gees van heiligheid, wat hom seun van God verklaar het, as daai selfde Gees in julle woon, ek het 'n vraag, woon die Gees van God in jou? Is die Gees van God in jou en in my? Want as dit is, hy sê, naamlik die Gees van God in julle woon, hy sê, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, so nou weet ons hoe Jesus uit die dood uit opgewek, die Gees van heiligheid het met krag, die Seun van God, hy het ingegaan in die graf, en hy het hom daar opgewek, en Jesus het daar opgestaan met 'n verheerlikte liggaam, sy kopdoek gevou en by die deur uitgestap. Hier is die storie, hier staan, as daardie Gees in jou woon, gaan daardie Gees, die Heilige Gees, dieselfde met my en jou doen. Hier staan geskrywe, hy sê, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dis die kwalifikasie, dit maak jou waardig. Waardig vir wat? Dat hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. As kom Efesiërs 1 sê, dat die Here reeds die Gees in ons gegee as onderpand, as die seël, dat ek aan hom behoort. Baie belangrik. Want net hulle wat die Gees van God in hulle het, kan aan die opstanding deel hê, in die eerste opstanding. Dit is nie moontlik sonder dit nie. Die Gees weet wie elke mens is en wie hy gewoon het. En al het hy persoon stof geword, die Bybel sê, God sal uit die stof uit, sal God 'n verheerlikte liggaam gee, bekleed met heerlikheid. So ons het hierdie belofte, en hy sê, as die Gees in jou woon, nou hoe weet ek die Gees woon in my? Hoe weet ek dit? Vers 16. Vers 14 sê, almal wat deur die Gees gelei word is kinders van God. Het ek die Gees in my? Hy sê, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny en weer te vrees nie, maar die Gees wat roep, Abba Vader. As jy vir God kan sê, Papa. Het jy al ooit vir God gesê, Papa? Onthou, Jesus noem hom meer as 100 keer Vader. En die woord in Aramees vir Vader is Abba, my Papa. Hy's eintlik ons hemelse Papa. En die Bybel sê hier in vers 15, ons het die Gees van God tot aanneming tot kinders. So omdat ek nou God se kind is, hy het my aangeneem omdat ek die Gees in my het. En hy sê, as jy die Gees in jou het, dis dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het. En jy kan sê, Abba Vader, en jy kan sê, my hemelse Vader, my hemelse Papa.
dan weet ek en jy, want hier staan in vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En nou wil ek iets vertel, as jy 'n kind van God is, het jy 'n erfenis, want onthou, toe die Gees van heiligheid Jesus uit die dood uit opgewek het, sê die boek Hebreërs vir ons, dat nou kan hy baie kinders na saligheid toe lei. So sê Hebreërs 2, 'n bietjie gaan lees. Hy sê, om baie mense na saligheid toe te lei, moes hy eers sterf, moes hy met sy lewe betaal. Die Gees het hom uit die dood uit opgewek. En nou weet ek en jy, dat hier staan, en as ons kinders is, dan erfgename. Kyk, as jou ma en pa jou naam nie in hulle testament het nie, is jy in die moeilikheid, right? Hulle hou nie van jou nie, of daar het iets gebeur, right? Wat het gebeur? Wel, hier staan, dat as die Gees van God in my woon, is my naam in die erfporsieboek, want hier staan, as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. En wat sê die res van die vers? Jy wil dit nie regtig hoor nie. Ons hou van die opstanding. Ons hou daarvan dat, al is ek nie waardig nie, maak hy my waardig, want ek is in hom. Ons hou daarvan dat hy sê, ons is regverdig, want hy verklaar ons regverdig, al het ons hom gefaal. En die feit dat ons in Christus is, en die feit dat sy Gees in ons is, weet ons gaan eendag uit die dood uit opstaan, want hy het ons die ewige lewe gegee. Hy het ons gesê, in Johannes 6:47, wie in my glo, het die ewige lewe, en my naam is in die boek van die lewe. Ja, ek weet dit. Maar hier staan baie duidelik, al die dinge is waar, dat die Gees in ons woon, dat die Gees getuig dat ek 'n kind van God is, alles, hier van vers 11 af, vers 10, 11, Romeine 8, want die Gees wat het aan hom gedoen het, doen het aan my, dis dieselfde Gees, as hy my woon, en hy getuig saam met my Gees, dat ek 'n kind van God is, ek weet, want dis so ek het weet, die Gees getuig saam met my Gees, ek kan sê, Abba Vader, my hemelse Vader, Papa, U is my God en my Vader. Maar die teks sê, dit maak my en jou erfgenaam van God en van Christus, as ons naamlik saam met hom lei. Sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Daar is 'n prys. There is 'n prys. As ons naamlik saam met hom lei. Dit gaan jou iets kos. Waar jy moet opstaan vir die naam van Jesus, of dit in jou familie is, of dit in jou vriendekring is, of dit onder jou kollegas is. You have to stand up for the name of Jesus. Want hy is die bespotting van die wêreld. Jy kan met enige godsdienst by enigiemand kom in die stad en niemand sal 'n oog knippie, maar staan net op in 'n restaurant en sê Jesus, dan frons mense. Ander mense stap uit. Oor daar's 'n paar wat vir sal hande klap as hy Jesus ken. Ander frons. Jy moet net in 'n plek instap en net sê Jesus. Al die antennes is op. Wie daai naam gesê? Asof dit 'n vloeknaam is. Dis die naam wat ons liefhet. Dis aan die naam bo elke naam. Dis aan die naam waar elke knie sal buig, selfs hulle wat frons. Selfs hulle wat skaam is, vir hulle wat onder die tafel induik. Ek vertel mos altyd die storie van ou Kriel, daar in Heidelberg, pastoor Eddie Kreer, van Kempton Park. Hy's ook al by die Here, was van daar van sy Nelstroom toe sy na die Here toe. En hy sê eendag vir my, ek was 'n jong knaap man, ek was so 20, 21 jaar oud. Toe sê eendag vir my, hy sê Raymond, daar's nie 'n pastoor in Heidelberg nie man. En die man wat kom, hy is daar aan die ander kant op Port Alfred, gaan hom 6 maande vat. Wil jy nie vir my Sondag gaan preek dan? Ek dog, maar wat weet ek van preek? En hy sê, nee man, gaan hou vir my dienste dan. En elke Sondag gaan preek ek in Heidelberg, en ek daar van Kempton Park af, hou ek nou diens. En een Sondag na kerk gaan eet ons lekker uit met ou Gert Kriel. En die ander Sondag, wat ek nie daar kon wees nie, toe nou terugkom by die kerk, toe sê vir my, hy sê, Raymond, hy sê, het ons nou storie gehad Sondag in die Wimpie op die dorp in Heidelberg, en ek is like,
Gert, wat het gebeur? Hy sê nee, hy laat nie vir my sit so. En die hompie is mos vol, dis etenstyd na kerk. Almal raak ons honger in die kerk en na kerk waar almal eet. Hy sê die hompie is so vol. Hy sê en ons begin, jy weet, en ons begin eet. Hy sê en my seun skreeu op die top van sy hy sê, "Haai pa, bid 'n mensie voor jy eet nie." Hy sê maar dit raak so doodstil in die hompie. Hy sê jy kan maar hy so geskree het. Hy sê jy kan 'n speld oorval. "Haai pa, bid 'n mensie voor jy eet nie." Die ouetjie is geskok want by die huis word altyd gebid. Nou soos in die hompie, waar is die gebed? En hy sê, "Raymond, wat kon ek doen?" Hy sê ek staan nou maar op. Kyk so na die hele hompie. En toe bid ek vir die hele restaurant. En sê dankie Here. En toe bid ek vir die hele ooit in 'n hompie opgestaan en vir 'n spar en vir die hele spar gebid. Hulle gaan dink jy sonkies. Wag tot hy laaitjie van jou opspring en sê pa, bid ons nie. Wat in Jesus se naam moet ek oor skaam wees? Wat moet ek wegsteek? Maak hy my skaam? Paulus sê in Romeine 1, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Ek is nie skaam nie. Kom ons praat daaroor. So wat dit vir my beteken, Christus opstanding verseker my, dat daar wag vir my 'n opstanding. En jy weet, Saggeus, hy ontdek wie hierdie man is wat by hom sit en eet. As jy daar in Lukas 19 gaan kyk, op 'n stadium kon hy dit nie meer hou nie. En hy vlieg daar op. En hy was 'n skatryk man. Die Bybel sê hy was 'n baie ryk man. Hy was 'n skatryk man. Hy gee nou nie meer om wat mense van hom dink. Hy spring op. En hy sê, Here. Hy is oorweldig. Hy sê, Here. Hy sê, as ek aan mense verkeerd gedoen het, as ek van hulle iets afgepers het, met hierdie geld wat ek so gemaak het, want hy is die hoof van die tollenaars, jy sien, hy is die hoof van al die belastinggaders, hy is hulle hoof, en die Bybel sê, hy sê, Here, ek gee 4 dubbel terug, wat ek van iemand gevat het, wederregtelik, ek gaan vir daai persoon, ek gaan nie vir hom teruggee, ek gaan restituisie doen, ek gaan nie net teruggee nie, ek gaan dit 4 dubbel teruggee, Here. Maar Here, maar iets in jou hart doen, as jy so dink, hy sê, Here, en die helfte van my goed gee ek vir die armes. Wat het met hom gebeur? Iets het met klein Saggeus, nie klein omdat hy jonk is nie, maar klein van postuur. Iets het met klein Saggeus gebeur, wat in die boom, in die willevijboom vir die meester gewag het. Jesus se teenwoordigheid, wanneer hy vir hom gekyk het, die woorde uit sy mond, wat hy daai dag in sy huis gehoor het, tussen sy vriende en sy pelle, wat hy genooi het, en sy vrou en sy kinders, en almal daar, hy staan in Jesus se teenwoordigheid op, en hy sê, Here, ek het iets om te sê. En Jesus sê, spreek Saggeus, wat wil jy sê? En die res is geskiedenis. Jy kan dit gaan lees in Lukas 19. Jy sien, dit laat my vandag wonder. Hoe affekteer dit my, Jesus, as ons van sy opstanding praat? Wat doen dit aan my en jou? Ek bedoel, hy is nie net uit die stam van Dawid, uit die koninklike stam nie. Hy is nie net die seun van die mens nie. Hy kom nie net uit Juda uit nie. Maar hy is gekruisig. Vir my sonde. Hoekom sal ek my skaam vir hom? Hy het 'n wrede dood, ons het dit Vrydag herdenk. Vir my en jou gesterf. Waaroor moet ek my skaam? Hy het eintlik my skaamte op hom geneem. Hy het my skuld op hom geneem. Hy het my ongeregtigheid op hom geneem, sodat ek kan 'n vry mens wees. Wow. Die Bybel sê, as daardie gees wat dit aan hom gedoen het daardie dag, toe hulle die Sondagmôre by die graf kom, toe sy lank uit die graf uit, op die 3de dag, hoe affekteer dit my?
Jy sien, hy kan enigiets doen deur net 'n woord te spreek, want die Bybel sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En ons verstaan uit Hebreërs hoofstuk 11 vers 1 dat God alles geskaap het deur net 'n woord te spreek. En Hebreërs 1 sê en deur sy seun het hy alles geskaap. En Kolossense bevestig, hy is voor alle dinge en hom hou alle dinge stand en dat hy die skepper is en die vormeerder is. Dit verstaan ons. Dis alles Bybelkennis. Maar hier is my vraag. Het jy jou Saggeus oomblik al gehad? Dis my vraag. Ek bedoel, as ek sê jou Saggeus oomblik is, het jy jou oomblik gehad in jou lewe, waar jy in verwondering opstaan, tussen vriende en familie, en verklaar dat Jesus jou Here is? En hulle weet dit. Jou kollegas. En hulle kan sê wat hulle wil, maar hulle weet vir wie jy staan. En as jy moet ly daarvoor, en in ons geval, in ons land, ly jy nie verskriklik vir jou geloof nie, want ons leef nie in Eritrea, Djibouti, Mauritanië, Algerië, Egipte, Marokko, en al die plekke in Noord-Korea. Ons is nog nie daar nie. Nog nie. Maar waar mense smalend van jou praat, of agter jou rug skinder, en jy weet hulle sê iets, omdat hulle weet jy's 'n Christen. Jy weet dit. Hulle sê dit nie, maar jy weet, want jy hoor dit in die gange. Het jy die Saggeus oomblik gehad waar niks is vir jou meer belangrik as hierdie man wat voor jou sit en jy wil hom behaag? En dit maak nie saak wat dit kos nie. Maar ek gaan hom dien en ek gaan hom lief hê. Uit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. So vandag is opstandingssondag, soos elke ander Sondag ons dit herdenk. Vandag kan jy opstaan vir jou Here. Vandag kan jy sing vir jou Here. Vandag kan jy 'n verklaring doen soos 'n Saggeus. En ek wonder as ek vra of sit net nie wil vorentoe kom. Ons weet wat het Saggeus gesê, ons weet wat het hy gedoen. Ons kan almal Lukas 19 gaan lees. Maar kan jy nie vandag opstaan vir honderde mense en onbeskaamd, onbeskroomd vir jou vrou en jou kinders, maak saak wat hulle sê en wat hulle dinkie? Kan jy nie sing, He is Lord, He has risen from the dead, and He is my Lord. Dis een ding om te sing, He is Lord. Maar weet, partykeer voel ek altyd, ek wil sommer sing en sê, He is my Lord, hy is my Here. En wanneer jy reg is, jy kan bly sit, maar wanneer jy reg is, kan jy opstaan soos ons, en baie ander. En dan sing ons dit saam tot sy eer. Jesus, He is Lord. Kom ons sing dit saam tot sy eer. Dankie, 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 Here. O, verseker is U die Here. Absoluut. O, dankie Meester. U is Here, U het opgestaan, U leef, U regeer. O, ek prys U naam. That Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Oh, He is my Lord. Let's sing, He's my Lord. He's my Lord. Prys op lof sy lieflike naam. Hy het opgestaan. Hy leef. Prys sy lieflike naam. Dankie Jesus. That Jesus is my Lord. He's Lord. Oh, kom ons sing dit weer. Kom ons sing dit weer. He is. He is. Oh, you are Lord. You are my Lord. I praise you, Lord. Dankie Jesus. Praise
praise His name. Every time that Jesus Christ is Lord. Oh, kom ons gee hom 'n heerlike handeklap. Loof hom. Prys die Here. Eanduruku shakatala mavendurulu mushatanda. Kelala vayena la rabushatabayena. Naroyendurulu shatanda. Here Jesus, U is die Here. Ons loof U. U is my Here. U is ons Here. U is die hoof van U kerk. U het ons gered. U het ons gevul met U Gees. Ons het die Gees van heiligheid ontvang. Die Gees van geregtigheid. Dankie Jesus dat U Gees vir ons gegee het as 'n onderpand om ons te verseël tot daardie dag wanneer U ons liggaam uit die doodheid sal opwek. O, ons wil sê die Gees van Hom wat Christus uit die doodheid opgewek het, woon in ons. En daardie Gees verklaar ons kinders van God. Ons is kinders van die opstanding. Dankie Jesus. Wat 'n toekoms, Here, wat U vir ons bestel het. U dit bestem. En die woord sê, as ons kinders van God is, deur die Heilige Gees, dan is ons ook erfgename van God die Vader. En is waar, want Openbaring 21 sê, U sê, julle sal my seuns en dogters wees, en julle sal alles erwe. Sê, Openbaring 21, julle sal alles beerwe, alles. En mede-erfgename van Christus, ons erf saam met Jesus. As naamlik ons vir sy naam lei, sal ons saam met hom verheerlik word. Here, wat hierdie wêreld ook al vir ons gooi, wat in die volgende jaar ons pad langs kom, en as ons moet ly ter wille van U, U woord sê, ag dit 'n groot vreugde, want dan is jou loon baie groot. Baie groot. Dierbare Here, Vader van die hemel, dankie vir hierdie naweek, waar ons die kruisiging van die Seun kon herdenk het, en vandag vier ons se Here Jesus Christus, ons Here, sy opstanding uit die dood, met die versekering, met die sekere wete, ons wie U volg, soos 'n Saggeus wat onbeskaamd opgestaan het, en maak 'n verklaring, wil ons vandag staan, en ons wil 'n verklaring maak, en ons wil sê, hierdie Jesus, waarvan die Bybel praat, hierdie Christus, hierdie Here, is ons Here, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Here en ons Meester. Ons prys die Here, ons loof die Here. Amen. U kan die sitplek inneem. Vir die aanlyn gemeente ons groet, tot 'n volgende keer. Dankie dat julle ingeskakel het. Groot waardering, daar waar julle ook al is, geniet die res van Paasnaweek, en wanneer julle huis toe keer môre, of wanneer ook al, veilig reis, die Here seën. Dankie, totsiens aan julle. So vriende.